We bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify. We glorify. We bow before your glorify. We glorify your holy name. We bow before you. We bless your name. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify. We glorify your holy name. We bow before you. We glorify. We glorify your holy name. We bow before your throne. Halleluja. Vader, onze vriend, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid. En 'n kans dat ons vanmôre het om in U naam te kan vergader. Voor ons hier is gekom het, Here, het U al reeds geweet hoeveel ons gaan wees en wat ons hier sal kom doen. Baie dankie, Here, vir die manier hoe U vanmôre hierdie diens gelei het. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid, want ons sê waar 2 en 3 vergader in U naam. Daar is U in hulle midde om hulle te seën. En ons is hier vanmôre omdat ons weet, Here, U gaan ons seën. U het ons alreeds geseën. Ons harte loop oor van blydskap as ons aan U goedertierenheid dink. Here, waar sou ons vanmôre gewees het as U ons nie gered het nie? Baie dankie, Here, dit is nie ons eie toedoen of ons eie goeie werke wat ons vanmôre hier is nie, maar dood, verbloot, Here, uit genade. Seën die opening van die woord in die naam van ons Here Jesus Christus. En baie danksegging. Amen. Ek kan maar sit, geliefdes, ek wil die groet in die lieflike naam van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Ek gaan met u lees net 1 vers. En dan gaan ek vir die agtergrond gee omtrent dit wat ek gelees het. 1 Samuel 18. Eerste Samuel 18 gaan oor die lewe van Dawid. Ek was bemoedig deur die lewe van Dawid. Toe ek lees in die week en ewen tot gisteraan, toe lees ek die lewe van Dawid. Vers nummer 14. 1 Samuel 18 vers 14 sê, en Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Halleluja. Dawid was voorspoedig in al sy weë, want, jy sien, Dawid was nie voorspoedig omdat hy 'n goeie mens was nie. Dawid was nie voorspoedig omdat hy die koning was nie. Maar Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Amen. Jy kan geleerd wees en nie voorspoedig wees nie. Jy kan invloedryk wees en nie voorspoedig nie. Maar jy is voorspoedig volgens my mening wanneer die Here met jou is. Dawid, geliefdes, was een van Isaïe se 8 seuns. Isaïe het 8 seuns gehad. En by 'n punt toe kom die Israeliete en hulle sê aan die Here of vir Samuel altyd, ons wil 'n koning hê. Because al die nasies het konings, ons wil ook 'n koning hê. En Samuel voel so teleurgestel vir die wat die mense vra. Hy sê, ek is dan vir julle soos 'n koning. Ek lei julle dan al die tyd. Waarom verwerp julle my? Die Here sê vir Samuel, moenie sê hulle verwerp jou nie, hulle verwerp eintlik vir my. Maar in elk geval, stel vir hulle 'n koning aan wat vir hulle gaan lei. Because dit is wat die koning gaan doen. Nommer 1
Hy gaan vir julle tax, hy gaan belasting van julle eis, hy gaan julle seuns vat as slawe, hy gaan julle dogters vat as slavinne, en as julle bereid om dit te doen, hulle sê ja, ons wil dit doen, ons wil dit hê. En die Here stel vir Saul aan as die koning oor Israel. En die rede waarom ek by die begin, geliefdes, is om vir u 'n prentjie te gee van Dawid se lewe. Dawid se verhouding met die Here was gewees, nie gebaseer op dit wat hy gekry het nie op dit wat hy ontvang het nie, maar Dawid se verhouding met die Here was gebaseer op sy liefde vir die Here. Die Bybel sê toe Saul die Here teleurstel, en Saul, geliefdes, word nou replace, as dit die regte woord sal wees. Toe sê die Here vir Samuel, ek wil hê jy moet na die huis van Isai gaan. En, by the way, ek het 'n koning gekry, ek het iemand gekry, ek het iemand aangestel, wat na my eie hart is. Ga na die huis van Isai, en ek gaan vir jou wys. Nou toe hierdie gedeelte lees, toe vra ek vir myself die vraag af, waarom het die Here nie sommer reguit vir Samuel gesê, gaan en gaan salf die jongste seun van Isai, gaan en gaan salf vir Dawid, maar die Here sê vir Samuel, ek gaan vir jou wys, vir wie moet jy? Die Here ken mos alles, hy ken die einde voor die begin, hy het geweet presies wie die seun van Isai gaan wees, wat hy wil aanstel, maar die Here sê vir Samuel, Saul het my teleurgestel, moenie nog baie hein oor Saul nie, gaan salf vir die seun van Isai. Toe hy by die huis van Isai kom, altyd voor hy daar kom, sê hy vir die Here, maar Here, as Saul hoor van, ek gaan nou 'n koning gaan salf, hy gaan my doodmaak. Die Here sê, vat 'n bees, 'n kalf, en dan gaan sê jy gaan om te gaan offer. Because Saul was alreeds so teleurgestel in homself, dat hy sou dit nie kon verduur het, as daar 'n koning in sy plek moes aangestel word. Die Bybel sê, toe kom hy by die huis van Isai, en toe Samuel gaan sit, toe sê vir Isai, die Here het my gestuur met 'n woord, en die Here het my gestuur om iets te kom doen in jou huis. En die eerste kind van Isai kom in. Die Bybel sê, Samuel voel in sy hart, hierdie moet die seun is, because hy is pragtig, hy is, ek sê vir jou, stewig gebou, en hy sien ook dat die gaan 'n regte koning wees. Die man het die postuur, die man het die gesindheid, die man lyk reg, hy is die persoon wat koning gaan word. Maar die Here sê vir hom, Samuel moet nie hastig wees nie. Ek gaan die koning vir jou aanwys. Ek sien nie wat jy sien nie. Die mens sien wat voor oë is. Hy sien die mooi postuur, hy sien die blou oë, hy sien die pragtige hare, hy sien die stewige man wat gebou is. Die Here sê, ek kyk die hart. Ek kyk nie die uiterlike nie. Ek sien die hart. Because is net die Here en jy sal wat die hart ken. En Eliab toe hy inkom, toe sê Samuel, nee, is nie hy nie. Toe kom die tweede ene, Abinadab. Hy sê vir hom, is ook nie hy nie. Sama kom in, en die Bybel sê, nie een van hulle 7 seuns van Isai loop verby. Dat Samuel vir Isai vra, is daar nie nog ene nie, because die Here het my die confirmation gegee van een van die 7 seuns. Hy sê, daar is een, maar hy is 'n jong seun, hy pas die skape op. Samuel sê, ons kan nie die berigtinge begin as hy nie hier is nie. Die Bybel sê, toe gaan hulle en hulle haal vir Dawid. Ek weet nie hoe lank het hulle gevat om hom te gaan haal nie, maar hoorie, toe kom Dawid in. Die Bybel sê, toe Dawid die deur instap, en Samuel se oog op Dawid val, toe sien Samuel 'n rooierige seun, hoorie, met blou oë en stewige bou, maar alright, hy is nog 'n kind. En die Here sê vir Samuel, nou
Dawid, hulle sien iemand wat met skape oppas. Die Here sien hom as die volgende koning. Die Here sien hom as 'n man na my hart. Samuel is verbaas toe hy inkom en hy neem sy horring en hy sal vir Dawid. Die Bybel sê, alles is te oor en daar gaan Samuel sy gaan en daar gaan die familie aan met hulle dinge. Niemand neem notisie of niemand worry van dit wat hier gebeur het nie, because hier het iets gebeur wat nie in die openbaar verkondig mag word nie, because as Saul hoor, Dawid is gesalf as koning, gaan hy vir Dawid en die familie uitwis. Maar die Bybel sê toe is daar 'n oorlog tussen die Filistyne en die Israeliete. Saul is die koning, hy mobiliseer sy magte en hulle ontmoet mekaar met die Filistyne. En Dawid se pa sê vir hom, ek wil hê jy moet gaan kyk hoe gaan dit met Eliab, hoe gaan dit met Abinadab, hoe gaan dit met Sama en hoe gaan dit met die ander kinders. Die ander kinders se name word nie genoem nie. Vat vir hulle hier is brood en whatever, sit op die donkies en gaan en bring vir ons woord terug. Hoe gaan dit daar? Die Bybel sê toe Dawid daar aankom, vroeg die oggend, toe hoor hy iemand wat opstaan en hy daag die slagordes van die Here uit. Hy daag die Israeliete uit. Hy daag vir Saul uit en hy sê vir Saul, bring vir my 'n man dat ek teen hom kan fight. En hier is die deal, as daai man vir ons of vir my verslaan, dan gaan ons, wie die Filistyne is, hulle slawe wees. As ek hom verslaan, dan gaan julle ons slawe wees, die Israeliete gaan slawe wees van die Filistyne. Niemand reageer op hierdie man se uitdaging nie. Vir hoeveel dae? 40 dae is die man besig om uit te lok en uit te nooi. Maar nie een van hierdie opgeleide soldate sien kans om teen Goliat te fight nie. Nie een van hulle staan 'n kans in hulle oë om teen hom op te staan nie. As hy opkom om te kom praat, hoor hy dis tussen die berge en hoe harder jy skree. Ja. Die manne, as hy man opkom om te praat, die Bybel sê, dan gaan elkeen in sy tent en hy gaan kruip weg. Because die voorkom van Goliat was so vreesaanjaend, dat niemand kan sien om teen hom te veg nie. En jy moet weet, hierdie is opgeleide soldate. Abner was die aanvoerder van die oorlog van Saul, 'n baasvegter, maar hoor die Abner gaan steek weg, en so ook al die ander manne. Ek weet nie hoeveel duisende manne was daar nie. I believe more than 100,000. Imagine 100,000 manne wat Saul gemobiliseer het, is bang vir een man wat hulle uitdaag. Vir daar is dit aan een. En toe Dawid daai oggend daar kom, ek dink die Here het dit so bestuur. En Dawid hy spesifieke tyd daar aankom. Die Bybel sê toe Dawid hoor, toe vra Dawid hier onder die mense, wat gaan die koning die persoon gee wat vir Goliat verslaan? Dawid met ander woorde was so vol vertroue dat hy hierdie reus kan verslaan. Daarom vra hy die vraag, wat gaan hierdie persoon kry? Wat se beloning gaan hy kry as hy vir Goliat verslaan? En hulle sê vir hom, die koning het gesê, jy gaan met sy dogter trou. Die persoon wie vir Goliat verslaan, gaan gebelei word met wat is goud en silwer. Hy gaan overnight ryk word. En die derde ding, sy familie gaan nie belasting betaal nie. Ek weet nie was die genoegsame motivering vir Dawid om vir Goliat aan te val nie. I mean, jy gaan die koning se skoonseun word. Jy gaan oorlaai word met geskenke. Jou familie gaan nooit belasting betaal nie. En hoor die Dawid sê
Ek gaan hierdie uitdaging aanvaar. Hulle bring wat Dawid na Saul toe, hulle sê vir hom, Saul, ons het iemand gekry wat teen Goliat gaan veg. Dawid staan hier langs aan Abner. Abner bring hom. I believe Abner bring hom die bevelvoerder van Saul se army. En hier staan die kind hier teen Abner. En Saul sê, wie is die persoon wat? Dawid sê, ek is die persoon. Hy sê, hoe kan jy? Jy's aan 'n kind. Wat weet jy van oorlog? Jy is 'n kind. Hy sê, koning, ek is wel nie opgelei om oorlog te voer nie. Ek is wel nie opgelei hoe om 'n swaard te hanteer of wat, maar ek het hierdie ondervinding. As die leeu kom en hy gryp die lammertjie wat my pa se skaap het, hoor jy, dan hardloop ek agter hom aan en ek gryp hom aan sy baard en ek maak sy bek oop en hy lammertjie kan uitval. Dieselfde met die beer. Hy sê, al wat ek het is hierdie ondervinding, die leeu en die beer. En ek sien hierdie onbesnede Filistyn, net so wat ek die beer sien, net so wat ek die leeu sien, so sien ek hierdie onbesnede Filistyn. Ek is verseker. Ek staan 'n kans. Hoor jy, ek weet nie wat het Dawid gesing om hom te motiveer nie. Maar ek sê oor die Psalm 20 vers 8. Hoor jy, sê Dawid, some trust in horses, some trust in chariots, but we will trust in the name of the Lord. En seker daarvandaan wat hy daardie Psalm geskryf het, because toe voor Saul, toe voor Goliat staan, toe het hy nie 'n wapen om hom te veg nie. Hy het nie 'n spies nie, hy het nie 'n lans nie, hy het nie 'n wapendraer nie. Dawid staan en hy sê, ek vertrou nie op 'n perd nie, ek vertrou nie op 'n spies nie, maar ek vertrou op die Here wat my gehelp het om die beer te verslaan en die Here wat my gehelp het om die leeu te verslaan. Ek vertrou op die naam van my God. Die Bybel sê, toe gaan Dawid na die spruitjie en hy gaan soek vir hom gladde klippies uit. 5 gladde klippies. Hy het actually net 1 genodig. Hy het net 1 nodig gehad. Maar hoor hy vat 5 klippies. Hy sê ook seker, ek weet nie wat beteken die 5 klippies nie. Alle mense sê dit beteken die Here is my herder, as jy dit nou so. Maar hy vat hierdie klippies, hoor hy voel hom ook so glad. Daar moet nie 'n hindernis wees as jy in hierdie sling sit nie. En toe hy afkom om vir Goliat te ontmoet, toe kom Goliat al nader. En hy sê vir hom, jy kom na my toe met stokke, asof ek 'n hond is. Dawid sê, jy kom na my toe met spies en swaard en 'n wapendraer. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. En die Bybel sê, Dawid swaai die sling. En toe hom so swaai, geliefdes, lyk ek hoor wat sê, I'm not trusting in my own power, maar ek vertrou, Here, U gaan my die oorwinning gee. Toe hy daai sling release, toe slaan hy vir Goliat op die enigste plek wat nie gecover was deur die shield van hom. Verby die wapendraer, toe val Goliat vooroor. Because Dawid het nie op homself vertrou nie. Dawid het nie op perde vertrou nie. Hy het nie op die manne van Saul vertrou nie. En almal, ek dink geliefdes, die Bybel sê dit nou wel nie, maar ek dink die Israeliete het met hulle rug na Goliat en Dawid toe gestaan, because hulle het verwag, Dawid gaan val, so as Dawid val, dan moet ons vinnig weghardloop. Maar hoor jy, toe Dawid hy reus laat val, toe hy oor 'n oomblik, en toe Dawid kom met die kop van Goliat in sy hande, toe attack hulle, toe val hulle die Filistyne aan, because Dawid het nie op homself vertrou nie, hy het op die Here vertrou. Amen. En vers 14 sê, Dawid was voorspoedig in alles wat hy doen, want die Here was met hom. Halleluja.
wat 'n wonderlike geleentheid. Geliefdes, was dit nie wat Dawid, 'n mens sou gedink het, na Dawid hierdie oorwinning bring, Saul sou 'n verhouding gehad het met Dawid. Saul sou nou nader aan Dawid gekom het, after all, Dawid word nou sy skoonseun, because hy beloof, as jy die is verslaan, my jongste dogter wag vir jou. Maar kyk hoe manipuleer Saul die geleentheid. Hy vat die oudste dogter, en hy sê die oudste dogter moet vir Dawid vat. Dawid sê, dit vir julle sommer net so 'n ligtelike ding, dat jy die koning se skoonseun word, daai koning. Vir my is dit 'n ligtelike ding nie. En die Bybel sê, Saul stuur vir Dawid om te gaan veg oral waar hy. Saul all of a sudden raak lief vir Dawid, na Dawid vir Goliat verslaan het. Maar geliefdes, toe Dawid terugkom van die oorlog af, nadat hy vir Goliat verslaan het, en ander oorlog gewen het, toe kom die vrouens uit die stad uit. En dit het gemaak dat Saul sy hele gesindheid teenoor Dawid verander. Because toe die vrouens in die stad uitkom met hulle tamboerine, toe sing hulle. Dawid het sy 10.000 verslaan, en Saul sy duisende. Iemand roep vir Saul terwyl hy in die paleis is, en sê, het jy gehoor wat sing hulle? Jy het jou duisende verslaan, en Dawid, wie jou onderdaan is, het 10.000. Kan jy kwaad word vir iemand wat niks te doen het met die mense se sang? Dawid het nie die sang gecompose nie. Dawid was nie daar toe die vrouens die sang begin sing het, of gepractice het, of whatever. Dawid was nie naby nie, maar toe Saul hoor, toe raad hy vir Dawid. For no reason. Daar was nie 'n rede waarom Saul vir Dawid gehad het. En die Bybel sê, iets wat actually skokkend is vir my om te lees. Skokkend. Die Bybel sê, toe die gees van God vir Saul verlaat, en die Here het 'n bose gees gestuur. It is shocking vir my om te sê, die Here stuur die bose gees. Om vir Saul te torment, wat is Saul? Het nagte en dae was hy getorment, totdat hulle sê, is daar nie iemand wat kan verligting bring nie. En hulle sê, hoorie, Dawid is daar wat kan harp speel. En Dawid speel op die harp. Die Bybel sê, Saul sê vir Dawid, ek wil hy moet my wapendraer word. Dawid het vir Saul so beïndruk, dat Saul hom in die army opgeneem het, sodat Saul as het ware veilig voel wanneer Dawid in die army is. Maar jy sien, deur een lied wat gesing was, het die mense gemaak dat Saul vir Dawid haat verniet. En as die bose gees oor Saul kom, op 'n tyd, toe wil Saul vir Dawid doodgooi met die spies. Nou die dag het hy met Dawid so lief gehad. Nou die dag het hy met Dawid opgehemel. The next thing wil hy vir Dawid doodmaak. Maar dit gaan nie vanmôre oor Saul nie. Dit gaan vanmôre oor Dawid. Because die Bybel sê Dawid was voorspoedig in alles wat hy doen, want die Here was met hom. Ek wil hy moet iets sien omtrent Dawid. En dis twee dinge wat ek wil noem omtrent Dawid. Saul probeer vir Dawid doodmaak. Dawid was 'n loyale soldaat. Alhoewel Saul al die dinge gedoen het, daar was 'n tyd wat Saul hom stuur om teen die Filistyne weer te gaan veg. En Saul sê, ek wil hom nie doodmaak nie. Dit gaan beter wees as die Filistyne hom doodmaak. So stuur hom aan die gevaarlike plekke. Stuur hom op die frontlyn waar die opgeleide soldate is. As hy sterwe daar, dan is my hande skoon, because ek kan sê die Filistyne het hom doodgemaak. Maar Dawid was loyaal. Nommer 1. Die tweede ding, Dawid het respek betoon teenoor Saul. Alhoewel hy geweet het, Saul
wil hom verskeie kere doodmaak. Daar was 'n geleentheid in die spilom, toe Dawid die geleentheid kry om vir Saul dood te maak, dat die manne van Dawid sê, hoor jy, die Here het jou vyand in jou hand gegee. Dawid sê, ek sal nog nooit my hand in die gesag slaan nie. Leave that. Net soos broer, was 'n broer vanoggend gesê het, Dawid het hom nie gaan bemoei met 'n geveg wat nie syne is nie. Hy het geweet die geveg is vir die Here. Ek gaan opreg voor die Here wandel. Ek gaan gehoorsaam wees en ek gaan die Here toelaat om vir my te fight. Hy het so sleg gevoel toe hy 'n stuk van Saul se kleed afgesny het en die waterbottel. Dat Dawid het so sleg gevoel dat hy op die berg gaan staan en het geroep na Abner. En hy sê, Abner, opgeleide soldaat, wonderlike vegter, wie se waterbottel is die en wie se kledingstuk is die? Hou hy die kledingstuk in die waterbottel. Toe hulle so kyk, toe sien hulle, Saul se kleed is 'n stuk afgesny. Hy sê, jy, die Abner is, wie die koning moes geprotek het, jy was vas aan die slaap. En jy weet wat gebeur met mense wat slaap as die oorlog dreig. Maar hoor die Dawid sê, ek gaan dit nie verder vat nie. Ek los dit in die hande van die Here. Sy verhouding met die Here was van so 'n aard dat Dawid, geliefdes, kon nie lank 'n wraak koester nie. Hy het eerder verkies om maar te vlug. En by the way, toe Dawid vir Goliat gaan beklei, toe Dawid vir Goliat verslaan, toe is Dawid alreeds gesalf as die koning. Kan jy dit glo? 'n koning, geliefdes, wat nou in die paleis moet wees, 'n koning wat nou moet die land regeer, los die paleis en hy hardloop agter Dawid aan. Hy los die land as dit ware naken, because hy gaan met soldate en hy gaan soek vir Dawid. Kan jy iemand so haat dat jy nie eens die goeie ding sien wat die persoon gedoen het? Hy haat vir Dawid so, geliefdes, dat Saul mense wil betaal om vir Dawid dood te maak. As 'n geleentheid wat Dawid by die priester kom. Die Bybel sê Dawid was honger en hy kry brood van die priester en hy neem 'n swaard. Ek dink is nie te swaar vir Goliat nie. En iemand sien, die Edomiet sien vir Dawid by die priester, by die tempel. En hy hardloop na Saul toe. Dawid sê, ek het geweet, die dag toe hierdie man daar is, gaan sê vir Saul, hoor jy, die priester steek vir Dawid weg in die tempel en hy het vir Dawid 'n swaard gegee, hy het vir Dawid brood gegee. Die Bybel sê, toe kom daar Saul en hy sê vir die priester, hoe kan jy my vyand? Jy sien, Dawid word nou gesien as die vyand. Maar hier is die mooiste gedeelte van Dawid se ondervinding en Dawid se lewe. Dawid het nie ge-worry hoeveel mense staan teen hom op nie. Hy het nie ge-worry hoeveel mense haat hom nie. Hy het nie ge-worry hoe die koning hom haat nie. Hy het gefokus op sy verhouding met die Here. Because vir hom was dit belangrik. Saul het alles geprobeer. En Dawid, geliefdes, is funny, ne? Wanneer jy mense haat, wil jy nie hê hy mense moet voorspoedig wees nie. As die Here hy mense seën, dan word jy haat hulle meer. Maar as niks wat jy kan doen as die Here se seëning op die persoon is nie. En Dawid het al sterker geword. Hoe meer Saul probeer om vir Dawid dood te maak, hoe sterker het Dawid geword. En so is dit ook in ons lewe, geliefdes. As ons dit wil hê van ons gesê moet word, as ons voorspoedig wil wees, wees gehoorsaam aan die gebooie van die Here. Because Dawid het geweet, alhoewel ek gesalf is as koning, ek weet nie, Saul was 30 jaar oud,
en hy 42 jaar geregeer. Ek weet nie, het hy wat Dawid vervolg vir 42 jaar of vir 40 jaar nie. Maar dit was vir 'n baie lang tyd. Because Dawid was nog 'n seun, toe hy gesalf word as koning, toe hy opgeneem word in die army van Saul, toe hy nog 'n kind. En sedertdien het Saul probeer om Dawid, hy het meer wat Dawid gehaat, as wat hy die Filistyne gehaat het wat hom. Hy het meer wat Dawid gehaat, as die Amalekiete. Die Here gee hom die geleentheid om die Amalekiete uit te moor, maar Saul besluit, ek gaan nie almal vermoor nie, ek gaan die koning en ek gaan die vetgemaakte kalwe en beeste spaar. En dit het gemaak, geliefdes, dat die Here die koningskap van hom weggeneem het. En so wil ek u vanmôre bemoedig. Moenie bang wees vir hulle wie teen jou opstaan nie. As jou verhouding met die Here reg is, gaan die Here jou en vir my beskerm. Die Here sal jou beskerm. Wat is hy skryf wat die gelees het? Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Dawid het geweet, hy vrees nie oor Saul nie, because hy het geweet die Here is met hom. Hy het 'n verhouding gehad, of begin toe hy skape opgepas het. En niemand kon beter van die verhouding tussen die skaap en die herder praat as Dawid nie. Ek weet nie die skaap wat Dawid verstaan as hy praat nie. Maar Dawid beeld die verhouding tussen herder en skaap uit in Psalm 23 soos niemand anders dit kan uitbeeld nie. En dit is die boodskap vanoggend, geliefdes. Dawid het geweet, al voet die storm, al wat my lewe bedreig, as dit nie my tyd is om te sterwe, sal ek nie sterwe nie. Die Here gaan my bewaar, die Here gaan my beskerm. En so word ons baie kere uitgedaag, en ons kom voor besluite wat ons moet neem. As ons se verhouding met die Here reg is, gaan die Here jou lei en jou wys wat se besluite is die regte besluite om te neem. En so wil ek die vanmôre bemoedig, geliefdes. En dit broer Tien wat gesê het, as jy wat Dawid kry eendag in die lewe, dan moet jy hom vra, was dit maklik? Because ek het nou net so 'n klein stukkie genoem van wat Dawid deurgemaak het. Die hartseer ding van Dawid, want die hoe wat Saul hom gehaat het, toe vat Saul die einste meisiekind, Michael, is die meisiekind se naam, en hy vat hy meisiekind, hy gaan kleer vir 'n ander man. Terwyl hy wat Dawid op en af jag, om hom dood te maak, vat hy die vrou wat hy beloof het vir Dawid en hy kleer vir 'n ander man. So dit, 'n pragtige vrou, en hoor jy dit het Dawid nog meer verboreerd gemaak om by die Here te bly. Sommige kere kom probleme en hulle skud jou teenpenne en dan raak jy besmoedig en jy kies die maklike uitweg. There is no easy way out. Jy moet sacrifice. Jy moet hy slegte gewoonte sacrifice. Sommige kere is dit nie noodwendig net sonde wat jy moet, maar hy slegte gewoontes. Ek het nou 'n gewoonte, as ek by die huis sit, nou sit ek met my voete op die koffietafel en agtervoor. En as 'n gewoonte wat jy moet afwen, as jy by ander mense kom, dan voel jy wil op jou skoene uitskop en it's a bad habit, and sometimes is dit daai slegte gewoontes wat ons moet afskaal. Maar hoor jy toe Dawid die geleentheid kry, en daar as Saul gesterwe het, toe is die vrou getroud en ek weet nie, sy het nie kinders gehad nie. But she loved David. Sy het vir Dawid lief gehad. En hoor jy, dit het vir Saul verder kwaad gemaak. Because nie net as hierdie meisiekind lief vir Dawid nie, sy oudste seun Jonathan is net so lief vir Dawid, en dit lyk asof hierdie twee soos tweeling is, jy kan hulle nie met mekaar skei. Hy raak so verlief op Dawid, dat hy voel, ek gaan maar eerder die troon opgee, ek gaan die koningskap opgee vir
my verhouding en my vriendskap met Dawid. Because toe Saul sien 'n vyand in Dawid, toe sien Jonathan 'n broer. Toe Saul 'n vyand sien in Dawid, toe sien hierdie meisiekind 'n man. En so, geliefdes, het die lewe van Saul tragies geëindig. Die Bybel sê, Saul het gesterwe op die hoogte van Gilboa. In feite, hy het op sy eie swaard geval. En die boodskapper kom na Dawid toe, hy sê vir hom, o koning, jou vyand is dood. Dawid het nooit vir Saul as sy vyand gesien nie. Hy het nooit vir Saul gesien as iemand wat hy kan leed aandoen nie. Toe die persoon kom en hy sê vir hom, jou vyand is dood. Hy sê, hoe het hy gesterwe? Hoekom het jy nie die koning beskerm? Hy sê, nee, ek het hom vermoord. Dawid sê, jou deugniet, hoe kan jy jou hand aan die gesalfde van die Here? Maar hy vertel alleen om in die goeie boeke van Dawid te kom. Hy probeer om 'n vriendskapverhouding met Dawid op te bou, met 'n leuen, wat Dawid sien deur sy leuen, because Dawid het geweet, ek raak die gesalfde van die Here nie aan nie. En deesdae is dit baie wat op mense so statusse ook is, en mense sê, do not touch the anointed. En hulle wil gebruik maak van die woorde wat Dawid gesê het. Maar Dawid het geweet, Saul is as koning gesalf. En ek respekteer die salwing van die koningskap. Hy respekteer die koning. Hy respekteer nie soseer die persoon, maar hy respekteer die office waarin die persoon staan. En omdat hy die office respek, het hy besluit, ek sal nooit my hand aan die koning slaan nie. Dawid was 'n fighter, en Dawid het nie teruggestaan as dit kom by die profete nie. Hy was nie bang vir die koning nie. Hy het die koning se offers gerespek. Because hy het geweet, die Here sê mos, ek stel aan en ek stel af. So as jy kom iemand fight wat die Here aangestel het, you are in trouble with God because God has anointed him. So God will deal with him if he doesn't do what God wants him to do. En toe kom die tweede persoon en hy sê vir Dawid, Saul het in sy swaard geval en hy het gevra, ons moet hom vermoor. Want jy sien, die boodskap vanoggend is die lewe van Dawid. Hy beeld die lewe van Dawid uit, 'n man na God se hart. Want die jare voor hierdie gebeurtenis was Dawid al gesê as die man van na God se hart. Voordat Samuel hom gaan salf as 'n jong man, toe sê die Here vir Samuel, ek het iemand gekry, ek het iemand gesien wat ek gaan aanstel oor die koninkryk van Israel, 'n man na my hart. Voordat Samuel afgegaan het na die huis van Isai, toe het God hy woorde gesê. En so wil ek hier vanmorgen sê, geliefdes, as ons voorspoedig wil wees, as ons die gunst van die Here wil hê, moet ons lewe soos wat Dawid gelewe het. Wel, jy sal wel sê, Dawid het baie foute gemaak. Dawid het, geliefdes, ontelbare foute gemaak. En Dawid was gestraf vir sy foute. En so as dit nie 'n paspoort vir ons om ook sonde te doen en te wil sê, die Here het vir Dawid vergewe, die Here sal vir my ook vergewe. Ek het jare terug 'n gesprek gehad met een van die ander broers. Hy is nou 'n oorlede. En terwyl ons so praat, en toe sê hy by my, althans, ek weet nie hoe die gesprek gekom nie, hoe is dit? Sal dit verkeerd wees as 'n man wat getroud is, buite die huwelik 'n verhouding aanknoop? En ek sê, well, obviously not. Hy sê, maar Dawid het dan meer as een vrou gehad, en Dawid was 'n man na God se hand. We
You cannot use that as an excuse for sin. Because as jy sê Dawid, dan moet jy ook bereid wees om dit deur te maak wat Dawid deurgemaak het. Maar vanmôre sê ons vir die Here baie dankie. Dawid is vir ons 'n voorbeeld. En hy het die koning geword wat die Here sê, Dawid was Jesus was genoem die seun van Dawid. En dit is waarom ek hier vanmôre wil weer bemoedig. Doen goed en doen reg as jy die blessing van die Here wil ontvang. Halleluja. Kom ons kyk die woord en ons vra die Here se seën op sy woord. Vader, baie dankie vir die onsigbare woord ek het. Here, vanmôre gebeeld die lewe van Dawid. En daar is nog so baie om te sê oor die lewe van Dawid. Help ons, Here, om hierdie klein bietjie wat ons ontvang het van Dawid in ons eie lewe toe te pas. Dawid was 'n man, liewe Here, wat gewandel het in opregtheid. Hy het die so beïndruk, Vader, dat U gesê het, hy's 'n man na U hart. Help ons, Here, om nie in die proses wanneer ons getoets word, Here, die toets sal in die toetsproses misluk, maar dat altyd weer aan U die eer, die prys, die aanbidding sal gee. Hy het nie die oorwinning teenoor Goliat aan homself toegeskryf nie, maar hy het aan U wonderlike en genadige gawe toegeskryf. Want is net U wat hom kon beskerm teen hierdie reus. En vanmôre is ons, Here, baie beïndruk met wat U gedoen het. Seën ons terwyl ons op hierdie pad wandel. Help ons dat ons in opregtheid voor U sal wandel. Dit is my gebed, dat die Here ons sal bewaar en beskerm teen elke onheil in die naam van ons Here Jesus Christus. Met baie danksy. Amen. Die Here seën U, geliefdes. Baie dankie dat U gekom het. Tot volgende keer. Woensdag aan is ons by die uur van gebed en die Here seën. Kom ons ontvang die seën en ons gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met U bly tot die Here kom om te kom aan die seën is. Amen. Amen.